Goeiemôre, dit is woensdagoggend 16 April 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier wat tans natuurlik baie sterk en hoog vloei. Maar die wêreld bly 'n interessante plek, interessante gebeure. Die wêreld was stil oor baie verkeerde dinge wat plaasgevind het. Die wêreld was stil oor die Black Lives Matter. Inteendeel het dit op 'n stadium gelyk asof hierdie liberale wêreld eintlik die hele wêreld gaan oorneem en dat die konservatiewe mense, die behoudende mense dan uiteindelik sal ondergaan, verdwyn en weggaan. Ek dink dis waarvoor daar gehoop was, maar ons het intussen natuurlik 100% verandering gesien. Maar ek wil gou hierdie aanhaling op die skerm plaas vir julle om na te kyk. We have all heard of black magic, but there is also white magic. White magic is what white people do to an area they move into. After they move in, the area improves, the roads get better, the street trash is gone, it becomes safer, more opportunities. It's called white magic. Ek wil hierdie aanhaling gebruik om ook te verwys na die liberale standpunte teenoor die behoudende standpunte. En ons het nou genoeg gehad van die black magic en nou skielik sien ons amper 'n terugkeer na normale dinge, normaliteit, en dit noem ons die white magic, waar dinge verbeter, waar dit vooruitgaan, waar dit weer ontwikkel word. En dis dan waaroor ek graag ook vanoggend net vinnig wil gesels. Die chemtrails in Amerika en dalk in die ander lande of ander dele van die wêreld, dink ek staan nou einde se kant toe. Wat met JFK of althans RFK en die Trump-administrasie is dan nou 'n taak maar saamgestel om spesifiek op te tree teen diegene wat verantwoordelik is vir hierdie chemiese stowwe wat gespuit word, veral in Amerika. Ons sien dit ook hieronder in die Kaap, heel dikwels oor juis die gebiede waar daar baie landbou plaasvind. En 'n ou wonder maar net, wat het dit te doen met 'n Bill Gates se pogings om mense nagemaakte kos te laat eet, laboratorium vervaardigde vleis te maak, eet, en dit maak mense nogal bekommerd as jy na dit alles kyk. Sy rol, Bill Gates se rol in natuurlik sy beplanning om goed in die lug te plaas sodat die son se uitwerking op die aarde moet verminder om nou glo aardverwarming teen te werk. Dis alles goed wat gedoen was deur 'n handjievol mense, gelei deur ouens soos Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab en 'n paar ander. Maar Bill Gates was 'n groot voorstander hiervan om die intensie van die son op die aarde te verminder en dan ook om CO2 op die aarde te verminder. Nou CO2 is nodig vir plante om suurstof mee te maak. So minder CO2 in die lug is, hoe minder plante gaan floreer. En dit gesien teen 'n soort van 'n sonsverduistering wat toegepas word, gaan dan beteken dat opbrengste beïnvloed word, die landboupotensiaal gaan beïnvloed word en dan hierdie chemiese chemtrails, hierdie chemiese bespuiting waar swaar metale in die lug gespuit word, wat dan definitief 'n negatiewe invloed op jou verbouingsproses het. So ons sien dan nou dat die eerste groep van hierdie chemiese bespuitingsgroepe is
gearresteer deur 'n spesiale taakspan wat aangestel was deur Donald Trump se administrasie. En dit wil vir my lyk asof die whiteness besig is om weer in te beweeg om die normaliteit te herskep. En ek dink Bill Gates is 'n baie bekommerde man. Ek verwag dat hy een of ander tyd verantwoording sal moet doen vir dit wat hy gedoen het aan die inwoners van die wêreld. En dit sluit natuurlik Dr. Fauci in, van die Amerikaanse gesondheidsvereniging. Hulle sal moet verantwoording doen. Daar is al verskeie lasbriewe oor die wêreld, lande soos in Italië en so meer uitgereik teen Dr. Fauci wat eis vir sy inhegtenisneming. Ek dink ons gaan stadig maar seker vervolgingsbesien gebeur in Amerika van 'n vrye hand wat net eenvoudig gevolg was. Die situasie is natuurlik wêreldwyd en is ook in Suid-Afrika van toepassing. Ons sien dan ook dat daar al hoe harder met Suid-Afrika gepraat word. Dis asof die whiteness, die blackness in 'n sekere sin aanpraat en sê julle kan nie so nie, julle kan nie dit nie, julle kan nie dat doen nie, en dat dit amper die wêreld wil druk na 'n meer aanvaarbare standaard van normaliteit. En natuurlik is Suid-Afrika in die vizier van hierdie handelinge. En ek dink 'n persoon soos Julius Malema met sy uitlatings wat hy maak, loslip Malema, en Pinocchio homself is mense wat in die Amerikaanse vizier gaan kom. Want ons weet nou van 'n Amerikaanse pastoor wat ontvoer is in Johannesburg, en die ou se naam is Josh Sullivan, en hy is ontvoer en hy word tans aangehou teen 'n losprys. Nou die Suid-Afrikaanse polisie het gesê dat hulle 'n spesiale taak mag saamgestel om in hierdie aangeleentheid in te kyk en om dan nou die ou op te spoor. Maar kom ons gaan kyk na wat word daar gesê. Nou het ek hom verloor. Waar is hy dan nou? Ek dink hy het oorgespring. Daar is hy. Daar so staan nou 'n beskuldiging van Amerika se kant af dat dit eintlik die EFF was wat betrokke was met hierdie hele poging wat daar plaasgevind het. Ek wil nou net kyk. Ek wil daar ene. As all patriotic Christian South Africans celebrate Easter, please spare a thought and let's pray for American Pastor John Sullivan and for his immediate release. According to reports, and dis nou wat die Amerikaanse bronne sê, according to reports, he is being held by known EFF genocidal terrorists. The EFF are known to hold rallies shouting "One American, one bullet." If the EFF is the offshoot of the ANC, and they are doing nothing to stop the EFF as support them. Nou dit, dink ek, is 'n baie gevaarlike stelling wat gemaak word, en 'n mens kan nie die waarheid daarvan bevestig of insien nie, maar ons weet dan ook dat dit onlangs gesê was dat Malema ook agter sekere plaasmoorde sit en dat sy aanhitsing definitief 'n rol het in daardie moorde, maar ook in die ontvoerings. Ek sien daar was nog 2 sakemanne ontvoer. Hulle is ongedeerd opgespoor langs die R21 daar tussen OR Tambo Lughawe en Pretoria, tussen die bosse gevind, maar hulle is natuurlik gestroop van al hulle geld. Ook het hulle die bankkaarte met die pinkodes bekom en is al die geld gestroop. So dit gaan oor 'n groot geldmaakpoging.
en veral in die Oos-Kaap en in Durban omgewing sien ons ontvoerings wat toeneem. En hier is 'n Amerikaanse pastoor wat in Suid-Afrika gereis het met die doel om sendingwerk te doen, om die woord te verkondig, wat toe nou ook ontvoer is en 'n losprys is vir hom geëis. En dan gesien teen al hierdie goed wat die afgelope paar weke in Amerika op hulle TV's verskyn het, in sosiale media's verskyn het rondom die uitlatings van Loslip Malema, het daar nou 'n verbintenis gekom tussen die ontvoering van hierdie pastoor en die EFF. Nou hoe waar dit is irrelevant. Dit trek meer aandag, negatiewe aandag vir die EFF en plaas groter druk op die regering van nasionale eenheid om teen die EFF op te tree en in die wêreld, die oë van die wêreld, in die oë van Amerika, moet ons aanvaar dat Malema ook nou 'n soort van 'n teken sal word. Terwyl hierdie white magic dan nou uitbrei is, en ons sien die optrede in Amerika teenoor die black magic, en ons sien nou 'n begin van 'n optrede van white magic teenoor black magic hier, dink ek dat Julius Malema een of ander tyd groot probleme te wagte kan wees. Dit kan natuurlik ook die vonk in die kruitvat beteken as daar aan Julius aka Loslip Malema gevat sou word as iemand uit die wêreld uit teen hom sou optree of wil optree of reageer of iets doen, kan dit die vonk in die kruitvat vir ons hier in Suid-Afrika wees. Hoe dit ook al sy, Suid-Afrika was nog nooit of baie lanklaas in so 'n onstabiele internasionale politieke situasie soos tans. Die gebrek aan 'n deeglike buitelandse beleid wys duidelik. Die gebrek aan diplomatie is baie duidelik en die impak en invloed van woorde word steeds deur die EFF se Loslip Malema onderskat en ons moet aanvaar dat hierdie geuite gebruikings, one American, one bullet, kill the farmer, kill the boer, we haven't called for the killing of the whites yet, en 'n verskeidenheid van ander goed, al hoe meer van hom 'n prominente internasionale figuur maak, wat meer druk op hom gaan neerbring en uiteindelik gaan beteken dat daar meer anti-Malema steun in Suid-Afrika sal kom as wat daar op hierdie stadium in elk geval is. Uiteindelik, vir ons op die grond beteken dit dieselfde. Ons moet onsself gereed kry, ons moet onsself voorberei en ons moet dan verwag dat hier interessante dinge aan die uitbroei is. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en terwyl jy daaraan suig, wil ek jou herinner dat die Bosberaad van donderdag aande skuif nou na woensdag aand toe as gevolg van Paasnaweek en so vanaand om 7:00 is dit Bosberaad en ons gaan praat oor die internasionale situasie. Ons gaan 'n bietjie kyk na die oorlog in Oekraïne, Rusland. Ek gaan weer gesprek voer met Gerrit in Oekraïne. Ek het hom opgespoor nadat hy laas ons afspraak gemis het. So Gerrit gaan aan boord wees en ons gaan lekker met hom gesels en ons gaan praat oor die Midde-Ooste en ons gaan kyk wat in die wyeer breër wêreld aangaan. Maar gesien in die agtergrond van al hierdie dinge wat in die wêreld gebeur, is die aandag meer as ooit op Suid-Afrika gefokus, is die druk meer as ooit en kan ons vinniger 'n uitbarsting in Suid-Afrika verwag. Die polarisasie vier nou hoogtyd
polarisasie tussen verskillende groeperinge, buitelandse immigrante aan die een kant, plaaslike besigheidsmande aan die ander kant, die kwessie van ryk en arm, baie arm, dit alles is besig om polarisasie te veroorsaak en dan die direkte haatspraak teen wit mense veroorsaak dat wit mense meer gepolariseerd raak en dat die swart mense as verskillende groeperings gepolariseerd raak. Uiteindelik, wanneer die pot oorkook, dan sal dit gaan net oor een ding en dis om hulle woede uit te haal teen diegene wat die meeste gebarmeer is in Suid-Afrika vir dinge wat lank al verby is, lank al vergete is, agter ons geplaas het. Dit op die ou einde van die dag gaan ons grootste probleme in Suid-Afrika veroorsaak. Julle moet 'n lekker dag hê en ek sien julle dan almal vanaand met die bosberaad. Mooi loop.